Goedemorgen. Welkom. Het is lekker om jullie allemaal volgend in elkaar te gaan zien. Ek is op baie stadium, ek was van die klein druk gewonnen, waar we dan voorbeeld weer naar die voordruk toe. En as ek nou punt 5 krijg, my brille, dan is ek die 1, dan is ek al op die punt 5. So nou as ek die voorstaan, het ek nou weer beweeg na my kerkentjie. Ons die voordrag klein en maak. Sally, ek is jammer, ek het vergeet as wat jy verskil tussen my en jou lengte is. Weet dan, as die voordrag dan met nou die leesbaarheid van my tablet gaan bepaal van waar die podium staan. Staan op die trap nie, we staan eerst op die onderhoud en ek vergeet, dis die ver en so. Ja, baie welkom met Antenne van die Leesing, ons het 'n baie sosiale diens. Dan voorsien het, dat is goed. Ons het 'n baie spesiale diens vanoggend. Ek dink jy het gesien ons het 'n spesiale gasgegeven word vandag. Ek wil dit almal as Pastor Stef. Pastoor Stefan, baie bekende bediener van die woord. Hy gebruik multimedia op 'n baie effektiewe manier om die woord te bedien. En mens kan dit sien ook aan wat hy doen op sy Facebook, TikTok, Instagram, is dat ook goed? Allemaal. YouTube, ja, ja. Pastoor, ons is hartelijk bevloeid om jullie volgen. En mag de geseende dienst wees, en mag jullie ook weer zien. Amen. Amen. Kan ons vir die Here 'n lofoffer gee? Vanoggend saam met Pastoor sit en self oggend te lees. Dit is vir my en Karen 'n groot voorreg om by julle te kan wees en vir die werk wat julle in hierdie gemeenskap
14, bykans 14 maande wat jy hier is. En jy's al langer in jou pos as ek in my pos by die Bybelgenootskap. Ek is net so 'n paar maande by die Bybelgenootskap ook by betrokke en dit is my groot voorreg om vanoggend saam met julle as 'n gemeente te kan kyk in die teenwoordigheid van die Here. Net om te besef dat God is hier. Dit is wat saak. Nou ek sit terwyl ons in aanbidding is, toe dink ek aan Balala/ Voortrekker Hoogte. 32 jaar terug was ek die jeugleier by Balala gemeente, nog die boer by pastoor Anbert en pastoor wat by die polisie betrokke was, Christo Mandeer en Piet van der Westhuizen was toen in die jeug betrokke en ek was in die kweekskool gewees. En pastoor Rita sy suster was die senior van my, Julia. Nou ek het 'n kar op die Bybelskool gehad, so ek moes almal rondry en as ek 'n groentjie was, moes ek wel altyd kerk toe ry. So ek het nie keuse gehad nie, ek moes kerk toe kom. Want hulle was my seniors gewees. En ek sê nooit vergeet, pastoor Rita se pa was in 1949 kontak is. En dit ek daar, moes ek ook as groentjie hulle almal opkar by oor Paasnaweek. En presies my kasse eentjie op. En daai klomp seniors los met net daar langs die pad. En ek stop 'n kar daar op die highway en ek kry die klomp senior girls 'n lifter gekooi. Ek kan sê, belangrijk, ek kom my eerste date gehad vir Pretoria toe trek. Ek het hier 6 uur van Pinnies gedoen. En ek het dacht, stop ek in 'n kar, want daar was 'n meisiekind in die hoërskool hier, in die ander kant gewees, by Alderij. En ek stop haar toe, en ek stap in aan die kar toe, en ek gee die kerk met my telle vernoemd. Omdat ek hulle weer ry. En toe wel die meisiekind my min geweet dat pa se kolonel nie, so en hulle streng, hulle is baie streng. Die kommunis marathon gedoen. En toe die beste date ek kan kry, en sê ek my, nou moet jy begin saam met my oefen. Dit is ook my laaste keer wat ek al gesien. Ek het hierdie gaan nie oor my gereik. Ek kom op te vry, nie te kom op te hard op. Hoe hard op ek kom trek en vat terug. Ja, dit is my voorreg vanoggend om saam met julle te kom kuier in die woordigheid van die Here. En toe ek staan en aanbid en te besef ek, dis God wat werk. Jy weet, as ek vat 32 jaar terug, my eerste jeugpreek was hier gewees met pastoor Piet en toe sit hulle my by die polisiekodes. En toe was ek 'n gemeente stig, ek was 19 jaar oud. Moes ek sommer vir toptroepe in Engels preek. My airtime het opgeraak. Maar ek kon nie Engels praat, ek sê dit nog steeds. Maar ek kry die visies. Maar vanoggend is dit vir my so wonderlik om namens die Bybelgenootskap by julle gemeente te kom besoek en te kan sien dat die sien is vir die plek hier, dan besef ek, dis God wat die werk hier doen. En van ons by hoofdkantoor van die moderator en die sekretaris-generaal en vir my kant af as die CEO by die Bybelgenootskap en ook ons hoofdkantoor in Kaapstad en Bybelgenootskap. Baie dankie vir die werk wat jy hier sou doen in die koninkryk en hierdie veld. Jy weet, die oestesery. Pastoor Rita, dankie vir die werk wat jy doen. Ek het net aangeland in die pos. Sy is die eerste een wat vir my die boodskap stuur en vir my sê, wanneer kan jy hiernatoe kom? Sy was my eerste dagboek intekening was Balala gemeente. Maar ek is baie bly, dankie vir die werk en die volhoubare werk oor jare, wat jy ook in die koninkryk doen, met jou stil gees, so in die agtergrond, maar die diepte, wat ek vir jou sê, ek sal die Heer jou vir die werk wat jy doen, en nie hier nie, maar vir die koninkryk van God. Ek het ons verhaal en dink aan die woord en die woord sê vir ons in Psalm 119 vers 105 sê dan die lig vir jou pad. Dit is wat God is. En vanoggend kom ek namens die Bybelgenootskap om sommer maar net kortliks te deel van 'n genootskap wat oor die 200 jaar oud is en
ag as jy by die deur uitgaan, vat 'n paar pamflette, kyk wat ons mee besig is. Dit is my so lekker om in skole te bedien en Bybels te kan plaas in skole. En ons druk die Bybel, ons het oor die 24 miljoen Bybels verlede jaar gedruk. En wat wonderlik is, dat ons is tans besig om selfs die Bybel te vertaal in Khoi. Ons is besig in tale. Besef jy hoe bevoorreg is ons, dat ons die woord het, dat ons die Bybel het. Ek is my Bybelgenootskap, maar ek kies my Bybel by my nie. Bevoorreg is ons om 'n Bybel te kan hê. Hierdie Bybel is kosbaar. Ek het hom in 1992 gekry. En vir my elke keer as ek hom oopmaak, dan is die krag, hier is sterk, hier is beloftes. En ek wil vir julle ook as 'n gemeente uitnooi om betrokke te raak. Jy weet, in die saai van Bybels, in die druk van die Bybel. En ons besef dat sosiale media van alles hoor. En as jy nog nie die app op die foon het nie, kry hom, dit is maklik om maar uit al die vertalings, selfs die Bybelgenootskap, het die app geskryf wat jy net op kan druk en hy is op die foon, al die vertalings. Dit is eintlik so geliefd. Ek is nou nog opskool, ek geniet om stilte tyd te hou en die woord oop te maak en te mediteer op die woord. En ek besef dat ons het juist oor hierdie tyd, ons het, dit is nou 100 jaar, Afrikaans is hierdie jaar nou 100 jaar. En ons Bybel is in 1933. Besef jy dat die eerste Bybelvertaling in Suid-Afrika was in Tswana gewees? In Tswana. Ver voor Afrikaans. En as ek vandag sien Khoza, ek sien Zulu, en ek sien al die tale, ek was 'n ruk gelede in Moskou gewees, en jy kan sien dat die woord oopgaan vir mense in Moskou. Ek was in Kenia om te sien die woord oopgaan. God is nie gebind aan tyd nie. God is nie gebind aan 'n area nie. Hierdie woord is kragtig en geeskragtig. Enige man of vrou se lewe te verander. Ek wil uitnooi om hierdie woord te vat en te mediteer daarop. En nie soos 'n Hare Krishna te mediteer nie. Jy weet, nie soos in die Ooste te mediteer nie, maar te gaan sit en te wag op die Here, sodat God deur sy Heilige Gees die woord vir jou en my kan oopmaak. Baie dankie ook vir julle wat ook voornemens saai in die Bybelgenootskap. En om te dink dat die volle evangelie kerk die Bybels 2 miljoen rand in die laaste jare kon insaai in die Bybelgenootskap. So elke gemeente van ons honderde gemeentes in Suid-Afrika raak betrokke, lidmate, jy weet, gemeentes, en ek is dankbaar dat julle my genooi het, en met die voornemens van julle kant af om ook betrokke te raak, is ek opgewonde. En ons wil half hande vat in partnership om te sê, ons moet van ons kant af by Bybelgenootskap. As wat enige area is, die skole, ek fokus saam met die graad 7's om vir elke graad 7 'n Bybel in die hand te kan sit. Ek weet die Gideons is omtrent in graad 8's, maar hoe vinniger ons met die laerskool kan begin. Ons het so pas ook 'n Bybel, amper soos 'n kleuterbybel in graad R en graad 1's en graad 2's en opvolg Bybels het ons geskryf wat kinders op hulle vlak kan lees. Bybels vir dowes, Bybels vir blindes. En jy sal sê, hoe dowe, want as die woorde wat uit hulle monde uitkom, en die klanke en die verbale, is anders as ons. Ons het toestelle gemaak wat met sonkrag werk, wat mense kan luister, en dan net in hulle oor kan sit, om hom net vir 5 minute in die son te kan hou, sodat hy vir 30 dae kan hou, sodat hulle die Bybel dan kan luister, in hulle taal. Ons is tans besig om oralste in lande Bybels te maak. En wat so ironies is, dat die kerk so vervolg was in China, en nou word die Bybel in China gebruik. Daar die manne met die stywe oogies. Hulle kry die woord. En vir my is dit wonderlik om te sien wat God doen. En ek sê dit elke keer, ons is so geseën, ons het party 4, 5 Bybels by huis. En dan is die hartseer dat dit nie gelees word.
En dan is daar areas waar mense doodgemaak word as hulle die Bybel lees. Daar's areas waar hulle die Bybel blaaie uitskeer en dan daai bladsye onder mekaar uitdeel en dit reël dat ons mekaar weer volgende Dinsdag op 'n sekere tyd hier kry en daai persoon het net daai bladsy vir 'n week. Het so uitdeel. En hy moet hom of sy moet hom memoriseer. En volgende week teruggee sodat hulle weer 'n ander bladsy kan kry. Ja, goed as ons is eintlik bevoordeel. En ek wil vanoggend vir jou sê ons is meer as net 'n organisasie. Dit klink soos fariseërs en sadduseërs en kopseërs en mense met lang hare en dik brille daar by die Bybelgenootskap. Maar ons is 'n groep dynamiese mans en 'n paar vrouens wat in die veld besig is om hierdie boodskap, hierdie blye boodskap uit te bring na plekke toe. Ons is nou 'n rukkie terug, so 'n paar weke terug in Saamie gewees. En volgende naweek is ek in Potgietersrus. En dit is my wonderlik om te sien oralste wat God deur sy woord in harte en in lewens doen. Ek wil vanoggend vir jou sê dat ons is dienaars van 'n groot koninkryk. Elkeen van ons wat vanoggend hier is geroep om in hierdie oorlog wat ons tans in is, 'n verskil te kan maak. Ek en jy is geroep om 'n verskil te maak op die markplein. Ons is nie geroep om kerksitplekke warm te sit. Ons is kerk wanneer ons hier saamkom, kom fellowship ons. Ons kom stig mekaar met 'n woord, ons stig mekaar met 'n getuienis, met lofprysing en aanbidding. En wow, was dit vanoggend lekker. Baie dankie. Maar as ek en jy by hierdie kerk uitstap, dan moet ek en jy 'n verskil kan maak daar buitekant op die markplein. Want dit is maar wat dit gaan. Dat ek en jy wanneer ons sal sterf, nie met leë hande daar sal gaan staan nie, maar dat ek en jy wil sê, Here, ons het besig gewees in die koninkrykswerk op die markplein, daar waar die pomp op die venster. Ek hoop ek praat die regte Afrikaans hier, voilà. Ek wil vanoggend vir jou sê, hierdie is geestelik, dit is ewig, dit is die hartklop van God self, die woord wat ek lees. Dit is as ek 'n woord sê vir iemand en ek sê, jy's my kosbaar, ek hou van jou. Is dit dieselfde manier wat God ons kom stilstaan teen sy woord om te sê, Stef, hierdie is my woord, hierdie is my beloftes vir jou. Vat dit en geniet dit. Drink en eet van dit wat ek vir jou stoor het. Word versadig sodat jy in hierdie dag en uur, daar is verdrukking, daar is vervolging. Ek lees in Jesaja 55, 2 versies. As jy Bybel het, dan kan jy oopmaak. As jy nie het nie, dan lees ek vir jou. Sê net vir jou langs jou, jy's oulik. Bly jy sê. Net nie vir alle broers en vrouens nie. Maar dit is moeilik met my wat laat kom. Wat vir my so mooi is, uit die woord van die Here, Jesaja 55, en ek is so lief vir Jesaja 55 en ek probeer hierdie gedeelte, toe ek vir die Bybelgenootskap betrokke geraak het, die Here my hierdie gedeelte gegee, en ek wil dit tog met jou deel, en sê, want soos die reën en die sneeu uit die hemel neerdaal, en daar jy nie terugkeer nie, maar die aarde deurdrenk en maak dat dit voortbring en uitsprei en saad gee aan die saaier en brood aan die eter. So sal my woord wees wat my mond uitgaan. Dit sal nie leeg na my toe terugkeer, maar doen wat my behaag en voorspoedig wees in die dinge waartoe ek dit stuur. Dit is jou en my versekering vanoggend. Die woord van God is lewend. Hierdie woord is kragtig en hierdie woord sal nooit ooit leeg terugkom nie. En ek wil vanoggend jou uitdaag. As 'n storm kom, dan spreek jy die woord van God. Want hierdie woord is nodig dat jy eie ore die woord hoor. Dit moet oor jou lippe geproklameer word. Sodat dit kan rol en sodat die enemy kan weet op wat jy staan. Ek kyk na hierdie woord en dan besef ek in my hele lewe as van die ouderdom 16 dat ek Jesus aangeneem het as my verlosser en saligmaker, bring hierdie woord lewe. Ek kan vir jou sê wat God doen in harte en lewe
lewens, dit bring lewe. En Jesaja vergelyk God se woord met die reën en die sneeu wat die aarde nat maak. En sonder water, sê die woord, is hierdie grond dor, maar wanneer die reën kom, dit was ons gister so lekker om daarvan, jy weet, van Nelspruit af in die reën terug te kon ry huis toe. En gistermiddag, hoe nader ek op Pretoria kom, sê vir Karen, word dit al donkerder en dit reën so lekker daar by ons. Vanoggend toe ek so uitstap, is alles daar. Dit voel soos alles is groen, maar alles te groen, maar alles te mooi. Die reën in die lig is ook anders. Al wie net nie daarvan gehou het, is Lily die kat, en sy sit daar op so'n plek in die son. Alles is nat om haar. Maar ek kyk hierna en dan besef ek dat wanneer die reën kom, word saad wakker. Wanneer reën kom, word saad wakker en dit begin lewe spruit. En ek wil vanoggend vir jou sê, as daar area in jou lewe is wat dood gegaan het in Christus, as daar areas wat seer gekry het, as daar areas wat dit moeilik gaan, dan wil ek vanoggend vir jou sê, dat hierdie woord bring lewe. Net so bring hierdie woord lewe oralste waar dit heen gestuur word. My seun sit in die Oos-Afrika op 'n dorp op hierdie stadium en hy is op pad terug Italië toe. En wanneer ek hier in Valhalla vanoggend 'n woord spreek en sê beskerm vir Justin op daai woord, dan wil ek vir jou sê, dan beteken dit nie ek moet eers 'n sekere hoeveelheid geld deposit in 'n God se koninkryk voor God my gebed gaan hoor nie. Nee, God is nie gebind aan tyd nie. God is nie gebind aan jou emosies nie. God soek 'n man en 'n vrou wat bereid is om woord te kan spreek. En hierdie woord bring lewe voort vanoggend. En daarom wil ek vanoggend vir jou sê, oral waar jy hierdie woord instuur, sal lewe voortbring. Hebreërs 4 kom so mooi en hy sê in vers 12. Hy sê van die woord van God is lewe en kragtig en skerper as enige tweesnydende swaard. Het jy al 'n swagter se mes gesien? Ek het gister by Market Green 'n stuk styf met 'n stomp mes gesien. Maar ek het geëk of hy skerp was. Ek het net krag op hom neergesit om te sny. Daar het gesels, maar ek wys nie vir hoe sit hulle met hierdie stukkies styf nie. Ag, ek hoop Market Green se vleis gaan nou 'n bietjie vaser wees. Hier so pyn wees. Moet jy sien vanoggend, hier kom God en hy sê, my woord is skerper as enige tweesnydende swaard. Wanneer 'n Bybel in 'n nuwe taal vertaal word, of in die hande van 'n kind, of in 'n gevangenis, of in 'n hospitaal, of selfs in 'n gastehuis, ons het nou die dag, was ons by die eiland gewees, en in ons kamer is daar 'n Bybel. Kan jy dit glo? Ek stap al by die eiland en hier is 'n Bybel. Johnny Davids wys gister iets dis my so wonderlik by die liggawens, was dan ons net vir die moslimse prayer. En hy stap, sy sê, dink as nie vir die moslims, hy stap so, hier is vir die Christene op die lughawe ook 'n gebedskamer. Vir ander gelowe ook 'n gebedskamer. Net om as jy wil gaan stil word, hy sê, soek 'n plek om stil te word, en hy stap in die gang af by die lughawe, en hier is 'n bidkamer. Op die lughawe, dit staan daar, vir gelowiges. Ek wil vanoggend vir jou sê, dat ons moet hierdie woord uitvat na 'n verlore wêreld toe, en al wat die wêreld het om na te kyk is na jou en my. Wat hier uitkom, bring lewe, en sterker as 'n tweesnydende swaard. Wanneer iemand arm is in sy gees, wanneer iemand moedeloos is as gevolg van dood en van siekte, is dit hierdie woord wat lewe bring. Nie ek nie. Ek en jy is niks nie. Dat ons vandag hier is maar net genade. Dit is net genade, Boeta. Sissa, ek en jy, dink ons is iets, ons is niks. Maar ons is instrument, kan op hierdie markplein in 2025 voor ons in 2026 ingaan. Kan ons 'n groot verskil in hart en in lewens doen. Dis om hierdie woord aan iemand oor te dra. En ek besef vanoggend, hierdie woord is die asem van God self.
Hoor jy wat ek vanoggend vir julle sê? Party sê as op die stink se bietjie. Jy weet? Josef, jy weet, ek kyk na Josef en hy sit in die put en hy word weggevat na 'n ander land toe en hy is in 'n vreemde land en hier is hy en hier is nog daai vroutjie wat hom wou verlei voor hy sy het nou nie gespuit en sy het seker mooi gelyk en geryk en die asemtoe was lekker geweest en sy wou hom gevang het maar hy bly vas en waar beland hy? In die tronk. Ek wil vanoggend vir jou sê dat wanneer jy 'n pad stap met God, voel dit baie keer jy sit in 'n put. Alles goed verkeerd. Die put is die pad na die paleis toe. Kan jy onthou Jakob het nie sin? En sy broer, jy weet, hy het die eerste broer in 'n reg van hom weggevat het en hy vlug daar na Laban toe. En op die einde toe hy wakker word en wakker skrik, toe hy die nag getrou, met die sussie sê die woord met die dobbelboot. So 'n bietjie skeel gewees. By die hek wil, jy stap en klim sy deur die draad langs die hek. Tot die Bybel sê, sy dobbelboot daar. Arme hare, die asem gespin. Ek dink toe hy daar wakker word, skrik hy so, hy val in die ander kant van die bed af. Ek sê en hartig maar Laban, hy sê ek het vir Rachel gewerk en nou eindig gekom met Lea. Hy sê, ek sal eers nog sê, die oudste moet eers trou voor die jongste kan trou in hierdie wêreld. Maar hy sê, so lief vir hy werk nog vir 7 jaar. Maar hy sit toe nou nog met Lea, die sussie met die dobbel, met die asem, die stink, met die lang beenhare, die armhare. En ek dink net aan die asem, want dit kan jy mos maklik afsit. Maar hierdie woord, die asem wat dit bring, die lewe, die aroma geur wat dit bring in iemand wat vermoeid en belast is, dit rig hom en haar weer op, dit maak jou sterk as jy verlore voel. Dit is waarom die sending van die Bybelgenootskap bestaan. Dis hoekom ons vanoggend, dis hoekom ek hier is, om te verseker dat elke persoon in elke nasie en in elke hartstaal toegang tot die lewende woord van God. En ons dink dalk as 'n gemeentetjie hier dat ons dra nie baie by nie. Ek was die ander dag in Kaliber en daar so kom 'n tannie wat al vir oor 22 jaar 'n R50 aftrekorders beteken. Ek sê vir haar moet tannie besef julle hoeveel Bybels het dit al in iemand se hande gesit. Hoeveel was vermoeid, iemand wou 'n einde aan sy lewe maak en hy het die woord oopgemaak deur daai R50. Het jy gemaak dat iemand 'n Bybel kon kry, 'n Bybel gedruk kan word. En dit is ons sending. Dit is ons sending dat hierdie woord nog steeds uit kan gaan en lewe kan voortbring sodat God se stem gehoor kan word. En hier lê die skoonheid daarvan vanoggend. Lang nadat ons name vergeet is, wanneer my naam gone is en my kinders ook aanbeweeg het in hulle lewens, mag die Bybel wat jy en ek help moontlik maak om in iemand se hand te sit, steeds gesinne lei, siele na Christus toe bring, maak dat dit hoop plant in harte van geslag tot geslag tot geslag. Hoe ek groot geword, my pa met sy swart Bybel, en as my pa oopgemaak het en gelees het, dan het ons geluister, want God het met ons gepraat. En ek wil vir julle sê dat dit nog steeds dieselfde God. Van Abraham, Isak, Jakob, Habakuk, Sefania, Micha, Jona, Paulus, Petrus, en so kan ons opnoem. In jou en my generasies, die woord is kragtig en skerper as enige tweesnydende sword. Ek kan nie anders as om vir jou te sê, dit bring ewige waarde. En vanoggend, moenie maar net jou Bybel sien as maar net 'n Bybel. Moenie maar net
jou verhouding sien, sonder net as 'n verhouding met God, wat God en my hoor jou en my gebed. God dra kennis vanoggend van elke behoefte en begeerte. Besef jy vanoggend, wanneer jy in verhouding staan, bring dit transformasie. Die woord van God bring transformasie, Boeta, Sissa, jy is nou so stil. Moet ek sê, so stil. Vanoggend, is baie mooi daar in die agterste gevoel is. Kan ons net nou 'n handjie sien, opgaan. Halleluja. God se woord bring verandering. En as ek sien en luister en wat my opgewonde maak, en kom 'n nuwe generasie. Ek sien jong mense wat die woord ken, jy weet dat dit nie kernvoet getuienis en wat op rakke is, ou getuienis nie, hulle het 'n vars woord, hulle het profetiese woord. Ons lewe in die laaste dae, dat God sy gees wil uitgiet oor alle vlees. En ons moet vanoggend dit raak sien wat God mee besig is. En ek wil vanoggend vir jou sê, hierdie is nie net inligting nie, hierdie is transformasie. Die woord van God is nie net inligting om te lees wanneer jy moeg is en oorlaai is nie. Die woord van God is daar met 'n doel om jou te transformeer van sleg na goed, van 'n verlede met 'n nuwe kreasie, van die ou na 'n nuwe, skoon gewas deur die bloed van die Lam. Dit is transformasie. Ek en jy is nog nie waar ons wil wees nie, want ons is daar nie meer waar ons was nie. Dis nou jy val en dis hoe jy opstaan vanoggend wat jy verskil maak, Boeta. En vanoggend moet ons sien dat Romeine 12 sê so mooi vers 2, jy word nie aan hierdie wêreld gelykvormig nie, maar word verander deur die vernuwing van julle gemoed. Ons hoor wat sê Ramaphosa, ons hoor wat sê die leier, ons hoor wat sê hierdie president van daai land en daai ons hoor wat sê die ekonomie en al hierdie invloede is geneig om jou en my negatief te maak. Maar ek wil vanoggend vir sê, wanneer ek met God besig is, dan transformeer dit my. Ek dink nie soos 'n president nie, ek dink soos God. Net so wat wanneer hierdie skrif 'n lewe binnekom, word daar te gelees. Denke verander. Jy sê nie, as ek vir jou vrou, gaan dit nie. Hoe gaan dit vanoggend? Ag, vrou, sleg dankie. Ag, so tussen die vloer en die pollentoer pas nie. Ag, regtig, ja, so tussen die bome en die pas. So tussen die bottel en die etiket. Ai, jou sierdier. Luister vanoggend, ek jy moet sien wat hierdie woord vanoggend vir jou en my sê. Hierdie woord wil in jou lewe kom om genesing te doen. Wil verandering bring, wil herstel bring in huwelike, wil herstel bring in verhouding tussen pa en dogter en seun en pa en ma. Dis wat God wil kom doen. Dis wat ek en jy, dis wat God kan doen vir Valhalla gemeente. Wat kan God doen? God kan alles doen vir hierdie gemeente. God kan vir elke Boeta en Sissa wat vanoggend, God wil dit, hy het al reeds gedoen toe hy sy seun gestuur het. Of vir jou en my nie, op 'n kruis uitgekom sterf. Ek weet nie hoe lang het ek nog so eentjie gaan. Ek voel die tellers op nou in. Maar ek sien vanoggend in elke Bybel wat ons versprei word, is meer as papier en ink. Dit is die saad van verandering. Jy moet nie dink as jy vir jou kind net 'n Bybel gee, dat dit maar net daar gaan lê nie. Ek wil vanoggend vir jou sê, dit gaan iewers sal die gees van die lewe te kom, en hy kind besig geraak. Ek wil vir jou sê, wat moeilik is, dit moet nie moed opgee nie. God is besig. God is daar, wanneer die saad onder die grond besig is om te groei. God is daar. Ek wil verder gaan om te sê, wat Here vir my sê, Stefan, hou op om in ou skepels nuwe deure te wil oopsluit. En baie keer staan ons met Here in ons lewe wat toegegaan het, vir te lank, en ons probeer oopskop, maar God sê, dis nie nou die tyd nie. Kyk nou nie, ek is vir jou ander deur, ek is vir jou ander rigting, ek bedoel, laat gemeente, wat ek vanoggend sê, in die deel van Pretoria, sê God, ek is vir julle nuwe sleutels, en ou sleutels kan nie nuwe deure oopsluit.
Dis 'n nuwe generasie. Moses het op doodgaan, sodat 'n nuwe Joodse generasie kan opstaan, pastoor. Hier is 'n seisoen wat God jou hier geplaas het saam met jou vrou. Jy het nie net gekom om dit in 'n plek was nie. Jy kon enigiets anders gedoen het, jy kon duisende, honderde, duisende rand op ander plekke dit verdien. Jy het gekom om die roeping en die salwing, omdat God iets in jou wakker gemaak het. En ek wil vanoggend vir jou sê, wat in hierdie gemeente is, God het 'n plan. God het 'n doel. Ek het ook gesit met my arm so diep in die hoofpype in 'n kerkie waar al 4 lidmate is. Toe ek daar kom, toe hulle sien dis ek, toe loop 2 van die 4. Halleluja. My volgende Sondag, toe sit net nou 'n vroukie daar. Sy sê, kan ons nie maar huis toe gaan? Ek sê, jy sit. Ek het nie iets voorberei nie. Ek het op die uitnodiging gewag, sy wil net nie uitkniel nie. Maar die Here werk iets op. God werk iets op. Wanneer daar 3 sit, sien ek 300. Want sy woord is skerper as enige tweesnydige swaard. Wanneer daar niemand is nie, ek het in 'n pap begin kerk hou. Ek het in die oggend die bierblikkies weggestoot. En ek het skoon gemaak, die vloere gewas om kerk te gaan hou. En 2 jaar later, toe bou ons 'n nuwe kerk. Toe is daar 300 lidmate. Ek sal nooit vergeet, ek vertel het aan die gemeente, by Maleklein, en dis te begin, dis ons by die nuwe kerk, die jong man, en ons is opgewonde en brand het in ons harte. En daai oggend is daar net omtrent so 7 mense in die kerk. Maar ek sien terwyl ek preek, daar is iets op 'n vrou se skouer. Daar agter. Die kerk het net 35 sitplekke in elk geval. Dit is nie baie groot kerk. Dit sê al albei op haar skouer. My ma bel na die diens, sy sê, hoeveel lidmate? Ek het nog nie opgetel as 'n lidmaat. Ek het so restaurant gesien, ek het nog maar opgepreek. Ek het toekomst nog, ek het daar maar opgekom, wat gemaakt daar ochtend. Ek het daar altijd so 'n groot begad, ek het groet daar door die deur. En dan gaan my vrouwtjie, het 'n week later tot bekering gegeven. Met 'n AP en al. En toe ons die nuwe kerk inwy, toe sit hulle soms by die voorste ry en sê, "Smaats, because he's God." It is not about me, it's about God. It's about the word of God. Gaan oor ons nie. Hierdie woord is kragtig en ek wil vanoggend vir jou sê, dit plaas hierdie saad in hande. Ek plaas hierdie saad, ek plant dit in jou en my hart en in hierdie grond. En ek wil vanoggend vir jou sê, ons gedeelde roeping is heilig. En jy sê vir my, ek is van net 'n mechanic, of ek is geretire. No, it means when you retire, you must be on fire. Want nou het jy baie tyd om vir God iets te doen. Ons staan gister daar so by amper sê by Tops. Nie graag nie hulle familie mense ken Tops. Ons staan daar by die Superspar in Nelspruit en hierdie man wat my iewers volg op sosiale media, is 'n afgetrede man met die naam van Ivan. En ek dan moet wat hy het gesê, as jy hier deur Nelspruit ry, kom gee my net 'n hand, groet my nie. En ons stop daar en ons kry mekaar, ons ontmoet mekaar. En ewe skielik toe ek hierdie boot daar hak gee, toe voel ek of ek hom al lank ken, want ons is een in Christus. Ons hier vanoggend is 'n familie. Niks kan ons skei van die liefde van Christus. Wat jy ook al is, waar jy vandaan kom, God stel nie belang vanoggend wat jy in jou bankrekening het nie. Hy stel nog minder belang wat jy kan doen met jou geldjies. Hy stel belang aan die koninkryk, want dit het ewigheidswaarde. Waar ek en jy vandag is as gevolg van besluite wat ons gister in die gesig het. En van daai besluite is ons oor skaam. Kom aan. Ek is ook baie skaam oor baie besluite in my lewe wat verkeerd uitgedraai het. Maar weet jy wat vanoggend? Die besluite wat ek en jy vandag neem, die effek op môre. Dit het 'n effek op môre. En daarom het ek en jy 'n gedeelde visioen en 'n roeping om ook so God se werk daar buitekant uit te dra. Al
Nie elkeen se preekstoel is dieselfde. Hierdie is ook nie pastoor se preekstoel. As jy dink die pastoor preek net op Sondag, glory, haleluja, maak jy groot van. Hallo? Hulle is die bruid op 'n troue, hy is die lijk op 'n begrafenis. Hy is alles. Jack of all trades. Hy moet oralste wees. En ek wil vanoggend vir sê, dan moet ek in die besef dat daar waar jy is, kan jy 'n verskil maak. Maak nie saak of jy staan met 5 het, of graad 7, of graad 12, of 'n graad het nie. Party moet net 'n ruggraat kry. Dis al wat jy dan kom, dis 'n ruggraat. Party is so lank op die pad in plaas van, of in die pad in plaas van op die pad. Hallo? En daarom praat God vanoggend met jou en met my. Ek beklei nie, hoor. Ek is net nicer as wat julle dink. Maar hierdie woord wil bemoeienis maak met jou en met my. Maar wat dit uitvra van jou en my en uitdaag is om dit te lees en dit jou te maak. En jou naamdag in te sê. En vanoggend op 'n plek te kan kom om te besef, weet God, staan nie met 'n stok om jou en my te slaan. Hy staan in liefde. Johannes 17 vers 17 sê, heilig hulle in u waarheid, want u woord is die waarheid. Jy sien hierdie roeping is nie 'n werk van 'n Bybelgenootskap wat iewers met Bybelsprint en geld insamel. Ek is nie 'n bedelaar. Ek staan as 'n gesant van God vanoggend hier om vir u te sê met die woord wat God in my geplaas het en elke van julle, kom ons maak 'n verskil. Waar mense opgee, daar begin God. Maar ek moet op 'n plek kom om niks te word nie, sodat God alles kan word in jou en in my lewe. Ek wil vir julle sê om te volhard in die sending wat God ons in geplaas het. Ek wil vir jou ook vanoggend sê, ek weet nie waar jy vandaan kom nie. Ek weet nie waar jy op pad is nie. Wat ek vanoggend vir jou wil sê is om nie moed op te gee nie. Om vas te hou vanoggend aan die bloos van Saron. Hy is die blindmorgenster. Hy is die leeuw van die dal. En vanoggend weet ek, en ek kyk na hierdie gedeelte in Galasiërs 6 moedig ons aan. Hy sê, en laat ons nie moeg word. Hoor wat sê, laat ons nie moeg word om goed te doen nie, want op die regte tyd sal ons maai as ons nie verswak nie. Jy voel dat vanoggend jy wil hande kan gooi. Jy dalk gemaak, of jy sit dalk vanoggend nie, en jy die woorde van 'n man, of die woorde van 'n vrou, of die woorde van 'n baas, of van iemand wat daar is, daai woorde wat jy sleg gemaak het, jy sleg gesê. Ek wil vanoggend vir sê, ons laat dit baie keer op ons harte groei soos mos. Jy's meer as die omstandighede wat jy tans omsit. Jy's meer as die woorde van mense wat jou afgebreek het. Ek wil vanoggend vir sê, jy's meer as die verwerping. Wanneer hierdie woord kragtig in jou en my lewe tot stand kom, dan verander jou posisie in Christus en dit bring transformasie. En vanoggend moet ek sê, met 'n nuwe week, hier in Oktober, moet ek toelaat dat hierdie woord, dat die krag en Heilige Gees my transformeer. Ek wil julle bemoedig. En ek wil vanoggend vir sê, elke gebed wat jy bid vir die Bybelgenootskap, elke offergawe, elke donasie wat jy gee, elke Bybel wat jy help, versprei dra ewige gewig. As ek vir jou net kan vertel hoe hierdie Bybels, wanneer jy dit in iemand se hand sit, dat die trane loop, en jy dink dat hierdie persoon het nog nooit eens 'n Bybel gehad nie. Ek was elke dag in Athensville gewees. En ek het daar in Athensville omtrent vir 73 standaard 5 of graad 7 Bybels gegee. En hoe hulle my gryp en sê, thank you sir. En hoe maas my aan boodskap gestuur. Sê, dit is die eerste Bybel wat ons in ons besit het. Nie waar nie, nie in Kaïro nie, hier. In Athensville.
saad in die grond sit, vir 'n tyd lank is niks sigbaar nie. Maar onder die grond roer lewe. Hallo, onder die grond is daar iets besig om te gebeur. En op die regte tyd verskyn 'n oes. Op die regte tyd. Ek wil vanoggend vir jou sê regte tyd. My tyd. God se tyd. Is die regte tyd. Ek vat dit vanoggend. Dis my seisoen. Ek staan in Christus. Ek staan in vernedering. Ek staan in vervolging. Ek staan op God se woord. En so is dit met die Bybel volgens. Wanneer ons dit in mense se lewens insaai, sien ons dalk nie dadelik 'n vrug. En ek wil vanoggend vir jou sê, baie keer raak ons mismoedig as jy vir jou kinders bid en dit voel net of die hel net groter word in hulle lewens. Hallo. Ek kan onthou my broer vandag by Mars en mag gepraat met my vriende. En my broer, ons is nou net op verkeerde doen. En hy gaan saam met Pastor Tiri Barta, sy seun op vakansie. Hy kom terug met nie so broekie nie, met sulke langes, hy hang so af. En hy kom met 'n oorbel by die huis aan. Ek dog my ma is uit haar geloof. My pa is uit geloof. My pa sê, ons wil hom so, Here, wat het verkeerd geloop? Wie loop my met die oorbel? Jy skielik kan my hare op so staan. Hallo. Jy het al een oggend wakker geword en jou kind kom staan voor jou met 'n tattoo. Jy lyk net so heilig of dit nie een wil al gebeur nie, maar dit gebeur en dit vir jou is. Want dis die realiteit. Ons bid oor sake en dit voel net of dit net nie deurbraak kom nie. Dit voel of dan net nie oorwinning kom nie. Dit voel of dan net nie genesing kom nie. En God kom en hy kom praat met jou en met my. En wanneer ons dit kan sien vanoggend, dan raak ek opgewonde. Want God kyk nie na die uiterlike nie. So ek kyk my broer met sy oorbel vandag. Hy het nie meer oorbel nie. Ek wonder of my pa gaan swat het om dat uitgeruk het. Vandag is ek in skool. Hy doen vir God groot werk. Dis nie jou uiterlike wat tel. God stel nie aan hierdie vlees belang nie. Hy stel aan dit wat binnekant is. Wat ek en jy vir God kan doen. Maak nie saak hoe oud jy is en wat jy in jou bank het nie. Ek wil jou uitdaag vanoggend dat jy hierdie voor kragtig sal vat. En daarom waar jy oor 'n saak bid, wat jy wag vanoggend vir 'n wonderwerk, moenie moed opgee. Ek het aan 'n oggend, ek weet die aand aanlyn, ek sê jy moet jouself lief hê. En as jy vir jouself nie kyk en sê, laat jou dit stikke. Maar oggend doen ek dit in 'n plek is wat jy preach. En ek kry so 'n warm gevoel oor my. Dus dit my pens dat in die wasbak help, die warm water. God hou van jou Jesus. Ek weet nie wie vir jou anders storie kom vertel, maar ek vir jou vanoggend wil sê is, God het jou in my lief. Net so sê is. Stel belang aan ons harte. Stel belang aan hier binne. Om 'n plek te kan kom te sê, ek kom net soos ek is. Dankie vir die woord vanoggend. Dankie vir hierdie kragtige woord wat my transformeer. Ek wil jou uitnooi, jy nie gou saam met op jou voete staan. Ek wil vir ons bid. Dus vir ons baie dankie vir die geleentheid. Ek wil meer dit maar. Ek hoop nie ek het jou gemeente weggebreek nie. Hulle kom ons op 'n handkerk. En dan gaan hulle Jakula. Hulle gaan nie daar opstel. Nou vanaand nooi ek jou kom na hierdie kerk. Hierdie pastoor het 'n kragtige woord, man. Vanoggend dis sy wonde daar vir my jou gemis het. En sy seun gestuur om vir my hier te kom sterf aan die kruis. En terwyl hy aan die kruis hang, was jou naam en my naam in sy gedagtes. Vanoggend is ek so dankbaar dat my naam sy gegraveer het. Dis soos 'n teken. Hallo, hy het ingegraveer en niemand kan
behoort aan. Kan ek saam met bid vanoggend? Hemelse Vader, wat 'n voorreg dat ons vanoggend na U toe kan kom. Ek wil jou uitnooi daar net staan, as daar iemand is wat ek nie nooit vorentoe te kom nie, maar jy sê, Pastoor Stef, ek wil net jy moet vir my bid vir deurbraak, vir herstel, net jou hand uit te steek. Die skorrelse hande wat uitgaan. Dit is onmoontlik om hier vorentoe te nooi, want vat ek almal se kraan op. Jy sien vanoggend die smarte, jy sien vanoggend trane wat opgeneem word in 'n kruik van 'n moeder en 'n vader. En vanoggend kom staan ons as 'n gemeente, as boetas en sissels voor U. U ken ons harte, U ken ons sit, U ken ons staan, U ken ons lê. Here, U weet wat in ons huise aangaan, wat in ons besighede en in ons finansies en in ons gesondheid en in ons kinders en ons ouers se lewens aangaan. En vanoggend, Here, kom staan ons by U, wat gister, vandag tot in ewigheid dieselfde is. U sê die woord, roep my aan in die dag van benoudheid en ek sal jou uitdruk. Dankie vanoggend dat ons kan sê, die arm is nie tekort nie, die oor is nie doof, om vanoggend ons uit ons omstandighede uit te rig nie. En vanoggend sê ek dankie vir dit wat U doen in mans en in vrouens en seuns en dogters se lewens. Dankie Here vanoggend vir die Heilige Gees wat in hierdie plek tasbaar teenwoordig is. Dankie vir verandering. Dankie vir genesing in huisgesinne. Dankie vir voorsiening en finansies. Dankie Here vir herstel in huwelike, herstel in vriendskappe, herstel in verhoudings en ook so Here vir 'n man en 'n vrou wat vanoggend na U toe gekom het. Dankie vir U wonde. Vir U wonde dat ons genesing gekom. Genesing in die fisiese, vir genesing in die geestelike lewe. Ek wil volgens saam hier die gemeente kom bid ook, Here, vir 'n uitermate seën van die krag en die salwing op Pastoor Sitty se bediening hier in Valhalla. Dankie vir die werk wat U doen, Here. Dankie vir die herdersvaart, God. Dankie vir die leierskap. Dankie vir die boetas en sissels wat saam hier in die arbeidsveld, Here, vir U werk. Seën hom in naam, Here. Seën hulle hande werk. Dankie dat U vanoggend kom stil staan en mans transformeer. Vrouens transformeer. Kinders transformeer. Huisgesinne, skole. En ons bid ook vir ons land vanoggend, vir 'n transformasie op plaas te vind, Here. Dankie dat ons stemme nooit stil word nie. Want Here, U het 'n groot werk gedoen. U doen nog steeds 'n werk. Ons sê vir U dankie vanoggend vir hierdie wonderwerk. Hierdie deurbraak oomblik vanoggend in hom en in haar lewe. En ons sal nie nalat om aan U al die lof en die eer te bring nie. En die gemeente van die Here sê, Amen. En kan ons vir die Here sê, Amen? Amen. Ons vir die Here lof vanoggend. Baie dankie. Yes. Ons is so ietsie kleins as net hier oor die dankie te sê dat julle mense tyd ons afgestaan het. Ons waardeer dit en dit was baie dankie vir die gesê en die dan. Nie net aan ons as gemeente, maar ook aan die werk wat julle doen vir die Here. Dan ek wil ook dank sê vir dit wat ons weer met die gebed ook kan doen. En dan kom ons baie Christus het vroeg gekom. Ja. Mag julle baie geseën wees. Kom ons steek ons hande uit aan ons Pastoor Stef vir die gebed. Here, ons sê vir dankie vir die tyd wat ons saam kon gelees het vandag. Here, dankie vir die woord wat uitgegaan het. Ons vra dat die saad wat uitgegaan het vandag, wat in die grond is, Here, sal ontken en dat regtig wat vrug sal dra om eer vir Here van die sal wees. Here, ons sê vir dankie vir 'n instansie soos die Bybelgewys wat dit moontlik maak dat Bybelstand uitgaan. Here, ons lees soos Pastoor Stef, ons bid vir hulle is baie op die pad, hulle slaap baie keer in die huis nie. Here, ons vra dat U hulle sal seën, ons vra dat U hulle sal beskerm, dat U hulle sal behoed, Here. En daar moeilike dae ook gaan kom, Here, dat hulle altyd sal weet U is daar vir hulle.
Here, dankie dat ons kan weer in ons is vandag hier as gevolg van die liefde en die genade. En dankie ook dat ons ook kan weet dat maak nie saak waarheen ons gaan, en altyd daar is vir ons. Dankie ook vir die woord van vandag, die seën en die eer. Ons is baie, baie lief vir u. Amen. Linda het gevra vir 'n spreekbeurt net,